op die 22 meter lyn bevind Rustenburg hulle self. 'n Goeie begin aan die wedstryd vir die manne van daarbo. Terwyl die bal nou mooi deur die hande gaan, is Donovan Mostert wat tot binne in die 22 meter gebied kom. En nou in die hande weer van Karel Skoonraad, die loskopstit van Rustenburg wat sy voete laat werk. Die bal wat gesteel word deur Diamantveld, maar meneer De Bot sê nee, dis buite die reëls gewees. Hier is weer 'n oefenveldbeweging, is hy weer Steenkamp wat vinnig tik en daar na die oopkant toe speel. Hulle is nou so vlak onder die pale van Diamantveld. Dis Adriana George wat weer die groot manne daar uitkry en oor die lyn gaan hulle vir die eerste 3 van die wedstryd. Dit is Hoekal, Xavier Steenkamp. Die skop wat deur die regtervoet deur die mikke gejaag word vir nog 2 ekstra punte op die tellbord. Tans 7 punte teenoor 0 in die guns van Rustenburg oor Diamantveld. Weer in speel hulle die oopkant en nou moet Rustenburg hulle verdedigingslyne ken. Maar as mens vanaas Olivier ken, dan verseker ek jou dat Rustenburg weet om te duik. Nog steeds die swaar gewigte om die verdediging in te trek. Hulle is omtrent net 'n meter kort voordat die bal nou na Van Heerden toe kom. Hulle speel wyd, die bal los. Maar meneer De Bot sê aanslaan in die duikslag. Weer eens baie goeie verdediging aan die kant van Rustenburg. En ons is nou 10 minute in met Rustenburg wat 7 punte voorloop teenoor die 0 van Diamantveld, maar enorme skram aan die kant van Diamantveld, 'n vaskop en hier kom Van Heerden. Hy gee uit na die buitekant toe in 'n verspotmaklike 3, maar weer eens die harde werk gedoen deur die voorspelers van Diamantveld bring die telling terug na 7 punte teenoor 5 met 'n baie moeilike skop op hierdie stadium. Maar dit was Rustenburg met hande op die bal en daarom die strafskop. Hierdie keer Rustenburg wat vir Diamantveld so 'n bietjie van hulle eie medisyne gee met Adriana George wat sy spelers vorentoe werk met die plathand. Sy weer Steenkamp aan die ontvangkant van daai pak sla. Gaan hulle nog steeds vorentoe. Strafskop voordeel aan die kant van Rustenburg. Doen baie goed. Nou moet hulle net geduld aan die dag lê. Hulle is nog steeds besig om vorentoe te stap. Adriana George nog steeds besig om pak slaai te deel. En meneer De Bot 'n nuwe voordeel sê hy en nou gaan hulle grond toe. Baie goeie rolmalbeweging en nou Sneyers aan die buitekant. Oor gaan hy vir 'n 3 aan die kant van Rustenburg. 12 punte teenoor 5 in die guns van Rustenburg. Hier kan ons weer sien, goeie vinnige hande. Dis daai tipiese beweging wat jy in die opwarming gebruik om jou hande so vinnig. Van Heerden hierdie keer met die afskop, sit hom hoog in die Stellenbosch lug en word teruggeklap deur Diamantveld, maar hierdie keer opgetel deur Robinson. Gee binne toe na Sneyers toe. En weer eens Bradley Sneyers hierdie keer, al 2 Sneyers nou op die bord. En al 2 keer gehelp deur Hendrey Robinson. Hy het nou 'n verspot maklike een, 'n baie moeilike een en nou is hierdie een so half tussen die 2. Baie beter kontak met die bal en hy jaag hom deur die mikke vir 'n verdere 2 punte, 19 punte teenoor 5 aan die kant van Rustenburg. Dit gelyk soos Ricardo Enos wat daai bal teruggewen het vir Rustenburg. Altyd lekker om te sien. En Drian Jacobs uit die lug uitvat om die lynregter se vlag wat laag bly. Baie naby aan die kalk. En hierdie keer 'n strafskop in die guns van Diamantveld vir 'n hoë duikslag. Vinnig word gevat deur Henrique Boshoff. Vinnige tikkie en daar trek hy tot binne in die 22 meter gebied van Rustenburg. Die bal wat nou uitkom en hulle speel dan na die oorkant se kantlyn toe weer eens. Word daar afgetrap na die binnekant. Dis Harding wat lostrek vinnige uitgooi na die binnekant toe. Dis Jeegje Van Heerden. Skramskakel wat hom oral bevind op die veld vir Diamantveld, jammer. Jeegje Van Heerden wat sy kop laag hou, swaai die regterskoen deur die pale vir 'n verdere 2 punte. Bring die telling terug na 19 punte teenoor 12 in die guns van Rustenburg. Uitstekend gedoen deur die binnesenter van Diamantveld. Die bal wat grond toe gaan en nou is linkervleuel Aiden Willemse daar van Rustenburg om op te pik. Maar Diamantveld met hande op die bal, maar is weer eens hy weer Steenkamp. Woelwaterakker van Rustenburg wat die bal kan terugwen vir sy span. Karel Skoonraad wat probeer 'n paar sentimeters werk deur die verdediging van Diamantveld, word opgepik weer deur die voorspelers van Rustenburg. Weer so 2 meter vorentoe. Die
bal beskikbaar aan die kant van die groen truie en daar is nou Dirk Huishamen wat vorentoe werk. Nog steeds George wat vinnig daar is om skoon te maak. Speel daai kant toe dan van hulle rigting met 'n kruiskop hier na die oorkant toe. Sneyers daarso. Sneyers laat val die bal binne toe, nog steeds beskikbaar oor die lyn. Gaan buite senter John Ray Jeftas. Maar is weer 'n drukwekkende spel van die Sneyers. Soos hulle 3 druk Rustenburg vinnig daarna 3 en 'n uitstekende skop. 'n Deur loskakel Ricardo Enos om daar die 3 te verdoel. En weer eens Diamantveld wat vinnig deurkom in die skram en 'n enorme druk, maar Sneyers met die tikskop hierdeur. En dit is in die hande van Bradley Sneyers. Hy gee uit. En daar is Hendry Robinson en regverdigheid kom tevore waar Robinson nou 1-3 vir homself kan kry. En weer Ricardo Enos wat kans kry om pale toe aan te lê. Baie goeie skopvoet op hierdie stadium van die wedstryd. Ons hoop nie ons praat op sy voet nie, maar ons doen nie en is 'n verdere 2 punte in die guns van Rustenburg. Nou weer 'n oefenveldbeweging soos almal nader stap. Dit is Jaden van de Klerk, jammer, wat oor die bal skadu. En vinnige tikkie en hulle speel weer anders van Heerden aan die agterkant. Weer voordeel aan die kant van Diamantveld vir nie die bal los gedurende die loskram nie. Nog so 4 meter om te gaan, is nog steeds die swaargewigte van Diamantveld. En die bal wat losgaan, maar meneer De Bot bring hulle terug vir die strafskop. Vinnige tikkie deur van Heerden, hy's hoor. En nog 'n 3 aan die kant van Diamantveld. 33 punte teenoor 17. Kyk, skramskakel jeuggie van Heerden. Definitief 'n rugbybrein tussen sy 2 ore. Al 2 skramskakels van hier 2 spanne is 2 woelwatermanne wat vinnig hierdie loskram skoon maak. Nou speel hulle na die oorkant se kantlyn toe. Maar dit word reguit gemaak na die onderkant van die paal toe. Werk so net kort, sê meneer De Bot nog. George daar so, hy kry nie die bal uit, hy gooi sy hande in die lug en 'n strafskop aan die kant van Rustenburg vlak onder die paal. Nou is dit keuses, seker weer 'n vinnige tik deur George. Hy speel hier na die kantlyn toe. Sneyers na Sneyers. En weer eens welkom by die Sneyers partytjie. Hierdie keer weer eens Bradley Sneyers wat oor die doellyn gaan kuier vir sy tweede 3. Bewegings wat hulle op televisie sien, hoe kan mens sê, berekende bewegings. En hier kom Robinson weer. En is nou hierdie kant toe en daardie kant toe en dit lyk vir my die bal wat veld afgeskop word, mag dit te hard wees, sekerlik nie met hierdie wind. Nou word hy oorgevat oor die doellyn. Kon hom net nie onder beheer kry nie. Meneer De Bot stem saam en daarom die skram 5 meter uit in die guns van Rustenburg. Hulle kan hulle self nog nie gelukkig ag nie. En die strafskop aan die kant van Rustenburg. Dinge wat so bietjie swaai in die skram. Hier gaan George. George vinnige tikkie, hy's hoor. En nog 'n 3 aan die kant van Rustenburg. Hierdie keer vir Adriano George. En dit is 'n Sneyers, Lorenzo Sneyers hier aan die agterkant wat die bal hoog die Stellenbosch lig injaag. Is Willemse wat die bal najaag, maar Diamantveld wat mooi wegkom. En nou in die vorm van Jonathan Harding. Speler is buite gaan, los die bal agter. En dit is Lorenzo Sneyers wat oppik. En met so onderarm aangee na die speler binnekant toe. Vind hulle meters op die veld. Weer is dit Lorenzo Sneyers wat met 'n kruiskop en hier trek hy nommer 19 Tiaan Labeskagni reguit na die doellyn toe. En nog 'n 3 op die kaarte vir plaasvervanger Tiaan Labeskagni. 'n Baie stil wedstryd, maar hy doen al die harde werk aan die oond. Terwyl Tiaan Labeskagni weer weggekom het met die bal. Tiaan Labeskagni, hy lyk 'n groot speler wat lyk my hou daarvan om in die los te speel. Nuwe manne, Waldi Davey wat die bal versprei na die oorkant se kantlyn toe en hier gaan die Sneyers broers alweer. En spoed is in die orde van die dag en Bradley Sneyers gee terug na die binnekant toe. En weer eens is dit Rustenburg wat oor die doellyn gaan kuier. Hendry Robinson vir sy tweede 3, het kon net sowel Bradley Sneyers se derde gewees het. Die Sneyers kan net nie uit ons monde uitbly nie. Bradley Sneyers steek sy hand op.
briljant langs die kantlyn gehardloop daar. As hy die bal gevat het, het hy net een pad geken. Is sy spanmaats nog nie klaar met hierdie wedstryd nie. Dis weer Lorenzo Sneyers wat gaan dinge probeer self doen. Nou opgepik deur Diamantveld. En daar's 'n man aan die buitekant, dit is regtervleuel John Leighton Fortuin wat gevang word deur die verdediging. Aiden Willemse wat teruggewerk het om die verdediging te toon te stel. Baie goeie duikslag om 'n 3 te verhoed hier in die doodsnikke van die wedstryd. Dit is nog steeds Diamantveld in besit. Oor die doellyn is hulle en die hand omhoog. Gryp Diamantveld 1-3 terug. Aan die laaste gooi in die lyn staan in gooi. En dis 'n rolmal beweging aan die kant van Rustenburg. Hulle het mos daai 40 meter. Hier gaan Steenkamp vir sy tweede. Die eerste en die laaste 3-drukker van die wedstryd is Xavier Steenkamp. Tref hom goed, maar jaag hom links verby. Onsuksesvol met die skop. En so kom die wedstryd ook tot die einde. Die NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi tussen Rustenburg en Diamantveld eindig met 'n oorwinning vir Rustenburg van 60 punte teenoor 24. My naam is Heinrich Veldsmann.